Goeiemiddag, pastoor Gerrie Perwaar, Parel gemeente, doen noemersbediening. En ons vertrou dat dit met u goed gaan en dat u saam met my opgewonde is oor die reeks, ek wil nader aan God lewe. En ek vertrou dat jy in hierdie dag God sal vasgryp, God se gees sal vasgryp en sê, Here, help my. Here, help my, want ek wil nader aan u wees, ek wil nader na u te kom. Here, ek hoor die woord, ek hoor u hartsklop. Here, wanneer ek luister en ek lees die boek Hosea en wanneer ek daar die prediker se stem hoor wat die woord vir ons deurgee, dan hoor ek u hartsklop, ek voel hoe u voel oor my, hoe u gevoel het oor u vrou Israel in die Ou Testament, maar hoe u voel oor die bruid van ons Here Jesus Christus, die gemeente in die Nuwe Testament. So belangrik kind van God, dat u en ek, ons moet God se hartsklop waarneem. Nou, ek wil u bemoedig om die boek Hosea deur te lees, 'n paar keer deur te lees, en dan lees u die 7 briewe deur, in Openbaring van hoofstuk 2 af, 3, lees dit net, die 7 briewe. Die 7 briewe, dis die bruid, die kerk. Hosea is die vrou van God, Oud-testamenties. So, maar God maak hom openbaar, of het Oud-testamenties is, of het Nuwe Testamenties is, as jy na die Bybel kyk, en jy kyk na die woord, en jy vertrou God Heilige Gees om jy te help, om jy by te staan, sodat jy kan verstaan wat dit beteken om nader aan God te wees. Wil ek jy verseker vandag, as dit jy hartsklop is, God wil nader aan my en jou ook wees. Soos ek en jy nader aan hom wil wees. Soos Jesus sê in Johannes 15, Johannes 14, hy sê ek en die Vader in my, en ons en julle in ons, en as jy my woord, my gebooie bewaar, onderhou, sal ek my aan julle openbaar en maak. Maar nou ons wil vandag met jou praat, en dit is moeilik. Ek wil hê jy moet hoor, luisteraar, dit is 'n moeilike onderwerp, maar 'n onderwerp wat ek met u moet deel, omdat God Heilige Gees my hart opgewek het, om dit met u te deel. Dit is nie sommer net nog 'n boodskap, om die kerk te slaan, en die kerk te verneder nie. Nee, 1000-maal nee. Hierdie woord gaan om my en jou, die kerk, nader aan God te bring. Dis waaroor dit gaan. En ek vertrou dat u dit ook so ontvang. Dat u saam met my hart ondersoek, regtig nabetragting doen. Die woord wat sê, Here, praat met my. Here, die bals. Here, hierdie dubbellewe. Here, help my daarmee. Here, dat ek die dubbellewe uit my lewe uit kan kry. Here, dat ek die hoerery kan aflê, of het na die baals is agter die baals aanhoereer, en of het nou fisiese hoerering is, maak nie saak nie. Dis hoerery. Nou ek wil met jou deel in hierdie dag, deel 4, ek wil nader aan God wees, en die kerngedagte van vandag se woord kom uit vers 9 uit, Hosea 7 vers 9. Vreemdes verteer sy krag, en hy bemerk dit nie. Ook is gruisheid oor hom uitgesprei, en hy weet dit nie. Hy sê, vreemdes verteer sy krag, gruisheid is oor hom uitgespreek, en hy weet dit nie. Kind van God, dis die simptome van iemand wat ver van God af begin lewe. Sekere dinge begin uitspring, wanneer jy van God af weg beweeg. Jy kan maak wat jy wil, jy kan wees net wie jy wil.
U bemerk dit nie, maar ander bemerk dit. U let nie op nie, maar ander let op daarna. Maar jy sien, kind van God, ek wil jy moet vandag hoor, totdat ek en jy nie die mens lief genoeg gaan hê, om vir hulle waarheid met liefde, nie met veroordeling nie, waarheid met liefde deur te gee nie. Kind van God, het ons 'n geweldige probleem, en dit is vandag 'n probleem in die kerk van ons Here Jesus Christus, want jy sien baie gee waarhede deur met veroordeling, en dis nie reg nie, want jy het nie reg om te veroordeel nie. Hy sê vir ons in Hebreërs 10, sê hy vers 24, 25, hy sê, vermaan mekaar tot goeie werke. Amen. Nou, wanneer ons hierna kyk, sekere dinge wat uitspring, wanneer jy van God op weg beweeg, in Hosea 7 vers 9 tot 11, kan ek dit vir ons lees. Hy sê, vreemdes verteer sy krag, en hy bemerk dit nie. Ook 'n reusheid oor hom uitgesprei, en hy weet dit nie. Ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en tog bekeer hulle nie tot die Here hulle God nie, en ondanks dit alles soek hulle hom nie. So het Ephraim dan geword soos 'n onnosele duif sonder verstand. Hulle roep na Egipte, hulle gaan na Aser. Nou, God kom deur sy profeet Hosea, en dan praat hy met hulle, en hy sê vir hulle, julle is soos 'n onnosele duif. Julle probeer van my af wegvlug. Israel, bruid, jy vlug van my af weg, jy kom nie nader na my toe nie, jy verloor grondgebied, en jy kom dit nie agter nie. Jy bemerk dit nie, systematies, kind van God, om afvallig te word en van God op weg te beweeg, is nie 'n ding wat oornag gebeur nie. Dis nie 'n ding wat sommer net skielik gebeur nie. Systematies. Jy sien, kind van die Here, bruid van koning Jesus, systematies, stelselmatig. Sien, die duiwel is sluw om jou afvallig te maak van die bruidegom af. Hy is sluw om jou afvallig te maak van God af. Systematies, bietjie vir bietjie, kom hy na jou en na my toe. God salf Hosea en sê vir Israel, hulle is besig om kruis te word, en hulle weet dit nie. Hulle drywe weg van my af, hulle kom nie nader na my toe nie, en hulle kom dit nie agter nie. Hierdie groot waarheid, kind van God, wat by die kruis gekniel het, staan nie môreoggend op, en hy word 'n dronkaard nie, hy word 'n godlonaar nie, en hy lewe 100 myl van God af nie. Nee, hierdie dinge vind oor 'n tydperk plaas, en as ons nie waak nie, vind ons dit eers oor maande, oor na jare, vind ons uit, ons het grondgebied verloor, ons het kruis geword, en ons weet dit nie. Jy sien, kind van die Here, u en ek moet verstaan, iemand wat kruis word, staan nie, gaan slaap nie vanaand, en môreoggend staan hy of sy op, en dan kom hulle agter, maar hulle het kruis geword. Nee, kruishare, kom hier enetjie, en hy kom daar enetjie, dan trek jy hom uit, en dan trek jy hom uit, en jy verdra die pyn, maar wanneer die kruise toeslaan, kan jy hom nie stop nie. Ja, vrouens kan nog hulle hare kleer, maar jy sien, die kleersel bedek nie eintlik die kruisheid, die simptome nie. Johan Botha en Anel van Nydie Smit,
Hulle is in my gemeente gewees, 25 jaar terug het ek hulle in die huwelik bevestig. En Johan stuur vir my, hierdie week stuur hy vir my 'n foto waar ek hulle die huweliksregister geteken het. En ek kyk na myself en ek sê, "Sjoe, pikswart hare, 25 jaar later, grys geword." Hoe sê Johan, pastoor? Ek het bles geword en jy het grys geword. Johan Anel, Lady Smith, God seën julle. Dankie dat julle vashou aan die Here en ek is bly en ek wil julle bemoedig vandag, staan vas in Jesus mooi naam. Sien kind van die Here, God wil hê jy moet bedag daarop weet, wie is dit afvalligheid insluip soos grys hare. Ja, in 'n tydperk van iemand met pikswart hare gehad, in 5 jaar kan hy spierwit wees. Ja, heeltemal wit wees, oor 'n tydperk van 5 jaar, kind van God, kan u en ek 'n totale backslider, teruggevallene wees. Ons kom dit nie agter nie. Kind van die Here, en daarom moet ons op mekaar ag slaan. As 'n tyd in my lewe gewees, waar kruisheid woes uitgeslaan het, en ek het nie aggeslaan daarop nie, ek het nie aggeslaan op waarhede wat nou uit toe gekom het nie. My hart het ek verhard, maar dit het gevolge gehad, en ek dank God aan sy ewige liefde, dat hy my nie weggegooi het nie. Maar dat hy my nader aan hom gebring het. Ja, dit het my gekos. Ek verstaan nie die brief Hosea. Ek verstaan die briewe van die 7 gemeentes. Ek kan daaroor praat. Ek kan dit met u deel. Uit die jare van bediening, wat ek mense bedien het, waar ek mense gesien het, hoe afvalligheid intree, grys hare, en jy waarsku, baie luister nie, baie keer terug, en baie het net heeltemal weggeraak, weet nie waar hulle is vandag nie. Maar jy sien, kind van die Here, wanneer jy so afdwaal, is jy nie in staat om jou geestelike toestand te diagnoseer nie. Kyk na 'n paar simptome van iemand wat verkoud en afvallig geword het van God. Kom ons kyk so 'n paar. Ek wil net vir julle 'n paar, daar's baie. Maar ek wil vandag net uit hierdie skrywe uit waar God kom. En hy kom deur sy profeet Hosea. En hy ween en hy huil en die trane loop oor sy wange. Sy hart is stikkend want sy vrou Israel het ontrou geraak. Plaas het sy nader na hom te kom, beweeg sy weg van hom af. As tye wat ons sê dat ons terugkeer na God toe, maar wanneer hulle kom kry, dan verloor hulle veld, hulle verloor grondgebied, ne? En nou het God weer nodig om deur sy profeet Hosea met hulle te deel. Want jy sien, kind van God, aan die einde van my en jou lewe, sal ek en jy God nooit kan beskuldig, dat God nie bemoeienis met my of met jou gemaak het nie. Ja, self in ons teruggevallendheid maak God bemoeienis met ons in sy ewige liefde. Ja, aan die einde sal ons nooit God kan beskuldig nie. Nee, 1000-maal nee. Hoor u die prediker vandag? Slaan ag op die woord, slaan ag op God se woord, slaan ag op die prediking, slaan ag op die oortuiging en die openbaring van God Heilige Gees. Dis hoekom Paulus vir die Korintiërs sê in hoofstuk 11, as jy julle self beoordeel het,
sal jy nie veroordeel word nie. Kind van God, ek dink ons raak heeltemal te min stil voor God. In hierdie gejaagde lewe, jaag ons, en ons word nie stil, en hoor wat God se hartsklop vir my en vir jou en sy kerk se lewe is nie. Nou, kom ons kyk so bietjie na een geskroeide gewete. Iemand wat van God afvallig word. Simptoom nommer 1. Jy kan dit maar gaan toets in jou lewe. 'n geskroeide gewete. Hosea 7 vers 1, 2 en 3. Hoor wat sê hy, terwyl ek Israel genees, word die ongeregtighede van Efraim openbaar en die booshede van Samaria, want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en 'n rowerbende plunder op die straat. Nou hoor wat sê vers 2, en hulle sê in hulle hart, dat ek aan hulle boosheid nie dink nie. Nou omsingel hulle dade hulle, dit lê oop voor my aangesig, sê God. Vers 3. Maar met hulle boosheid verbly hulle die koning en met hulle lewens, en met hulle leuns die vorste. Kind van God, 'n geskroeide gewete, wanneer jou gewete afgestomp het, wanneer God se gees oortuig, wanneer predikers pleit met jou, wanneer 'n broer of 'n suster by jou stil staan, hulle pleit by jou en hulle sê, kom terug na God toe. Bekeer jou van jou verkeerde weë. En jou gewete het afgestomp, het verskroei geword. Kind van God, luister ons nie. Ten spyte van al die vermaninge, ten spyte van al die teregwysinge, ten spyte van al die gepleit, ja, en partykeer word ons gedreig, maar dan luister ons gee nie ag nie, want ons gewete is verskroeid. Wat sê die profeet? Wat sê die profeet vir Israel? Israel, kruishiere hier en daar, kruishare, oralste hier, daar. Julle is besig om af te dwaal en julle weet dit nie, julle besef dit nie. Julle kan julle eie toestand nie diagnoseer nie. Kind van God, ek wil vir jou vandag sê, ek praat met Suid-Afrika, ek praat met die kerk van die Here Jesus Christus. Ek wil vir jou vandag sê, baie van ons is so vasgevang in sonde en ongeregtighede, en dan sê ons, maar God sal verstaan, want ons is maar net 'n mens. Soos 'n onnoosel duif tree ons op. Luister Israel, terwyl ek besig is om julle te genees, is Efraim, is Samaria besig om te sondig en hulle werke en hulle sonde lê oop en bloot voor my. Wat sê die Here deur sy profeet Hosea? Terwyl ek Israel genees en julle sonde oop en bloot voor my lê, sê julle in julle hart dat ek aan julle boosheid nie dink nie. Kind van God, aan die kruishout het Jesus vir my en jou sonde betaal. Dit het 'n duur prys gekos, dit het sy lewe gekos. Moenie met daardie genade van God speel nie. Moenie daarmee speel nie. Ek pleit in hierdie dag met jou,
kind van God, moenie dat jou gewete so verskroeid is, dat jy speel met God se genade nie. Moenie Jesus weer van vooraf kruisig nie. Asseblief, in Jesus naam vra ek dit vir jou. Gee ag op hierdie woord. Julle hart het ongevoelig geword, julle boosheid lê oop voor my, maar in julle harte sê julle niks. Kind van God, toe die Here met my praat oor hierdie reeks wat ek moet preek, wil ek vir jou vandag sê, toe sê die Here vir my in die tyd van COVID, hy sê my, ek soek nie hulle gebede en ek soek nie hulle lippetaal nie, ek soek hulle harte, ja, want met die lippe eer hulle my, ja, maar hulle harte is ver van my af. Kind van God, luisteraar, luister na die stem, luister na die roepstem van God in 2021 Julie maand. Luister mooi, luister. God soek nie jou lippe nie, God soek jou hart. Jy sien hy sê te vergeef, so eer hulle my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Nou, dubbel lewe, dubbel standaarde. Sien, uit dit wat God met my hart gepraat het, is bedien ek hierdie woord. Want God het dit na my toe gebring, om my en jou te help, om klaar te kry met 'n dubbel lewe, om nader aan God te beweeg. Kind van die Here, sal u en ek vandag moet hoor en luister, aandag gee. Dis maklik om te praat, maar dis 'n ander ding om te doen. Dis wat Jakobus sê, geloof sonder die werke is dood. God soek Suid-Afrika se hart. Soek sy hart. Baie wil bid, maar hulle gaan aan met hulle dubbel lewe, asof God nie na hulle boosheid. Jy sien, kind van die Here, die kerk van die Here Jesus Christus moet sonder vlek, sonder rimpel wees. Wanneer die wêreld na ons kyk, kan u en ek nie 'n dubbel lewe en die wêreld, die sondaar daar buite dink, dis maar die norm, dis hoe God is nie. Nee, duisendmaal nee. Kom ons gaan aan, ongevoelig vir die gees van God, vir die influisteringe van die Heilige Gees. Hy sê, terwyl ek werk, manifesteer, is julle besig om te lieg, steel, te roof. Een van die tekens van teruggevallenheid, terwyl God wonders doen. Aan die een kant is jou hart besig om aan die ander kant af te koel, af te stomp vir God, grys hare, en jy weet dit nie. Die hart van iemand wat koud word, wat die polsslag van God nie gewaar nie. Die punt is, God sien dit raak, ander mense sien dit raak. Die slagoffer kom dit nie agter nie. Jy dink alles is nog in orde. Kind van God, ek wil jou vandag sê, ek het vir 30 jaar binne in die kerk gelewe, ongered, nie gewederbaar nie. Gedaante gehad van God saligheid, totdat God in Februarie 84 by my verbykom, en toe wederbaar hy my gees. En van daardie tyd af is God besig om my denke te vernuwe, sodat ek kan sy volmaakte wil kan ken van my lewe. Sien, kind van die Here, iemand met 'n geskroeide gewete, hulle gly weg en is besig om hulle greep op God te verloor. Tweede gedagte, God word afgeskeep. Dis 'n teken van teruggevallenheid, koud word, teken van grond verloor. Israel, God praat met jou. Kerk, bruid,
God praat met ons. God lei Israel uit Egipte uit. Hy vat hulle deur die woestyn. Hy maak hom aan hulle openbaar, kind van die Here. Hoe God hom openbaar gemaak het deur Jesus se kruisdood aan die kerk, aan die bruid van ons Here Jesus Christus, die gemeente. Hy het hom openbaar gemaak. Jy sien, maar terwyl hy hom openbaar maak aan my en jou, ten spyte hiervan is hulle besig om soos 'n onnozel duif weg te fladder van God af. Wat was die diagnose? Vers 2 sê, God sê, dit lê voor my aangesig oop en bloot. Wie is hierdie konings? Wie is hierdie vorste? Jy sien, hulle het 'n koning gehad, 12 stamme. Maar hulle gaan agter ander konings gaan hulle aan. Julle is besig om agter ander konings en vorste aan te hardloop. God kry tweede plek. Kind van die Here, Israel is besig om God af te skeep. Die kerk is besig om God af te skeep. In hierdie tyd wat die staat die kerk toemaak, die bywoners toemaak, behoort die kerk, die wedergebore kind van God, wat toegerus is, geesvervuld is, sy roeping, die lig en die sout, daar buite in 'n donker en 'n verlore wêreld te skyn, te laat skyn en die verrotting teen te werk. Maar nee, ons wil al die tyd net tussen 4 mure die kerk wees, kind van God. Dit kan nie so wees nie. Dit is nie God se plan nie. Ja, die onderlinge byeenkomste is belangrik. Maar om die liggaam van Jesus buite te wees, is net so belangrik soos die onderlinge byeenkoms. Toets die woord. Moenie vir my kwaad word nie. Moenie vir my kwaad wees nie. En mag die Here my help, dat ek nooit u gehoor sal streel nie, maar dat ek altyd u lief genoeg sal hê om waarhede aan u toe te vertrou, in Jesus mooi naam. Kind van die Here, ek wil vir jou sê, die tweede gedagte, God word afgeskeep. Jy kan maar kyk in die tyd wat die kerk in lewe. God kry tweede plek. Vra die predikers om eerlik te wees. Hulle moet eerlik met die gemeente wees. En dan sal hulle vir jou sê, geliefdes, die verskonings wat ons hoor, is legio. En die hartseer is die verskonings wat hulle aan ons, na ons toe bring, omdat hulle nie die onderlinge byeenkomste, omdat hulle nie getrou kan wees nie. Is skrikwekkend. Want duidelik, jy sien, daar's 'n wegbeweeg van God af. Die uitstappie hier, die uitstappie daar, die visvangtrippie hier, die wildtuintrippie daar, die sportbyeenkoms hier, en nee, ek moet nou rus, want ek het die hele week hard gewerk, ek kan nie onderlinge byeenkoms kom nie, kan nie meer my Bybel lees soos ek het gelees het nie, die dinge van die wêreld sluk my in, kind van God, geliefde in die mooi naam van Koning Jesus, iemand wat grys hare, iemand wat soos 'n onnozel duif optree. Hulle verkoel teenoor God. In hulle verhouding verkoel hulle. Ja, die eerste ding kan na verskroeide gewete God begin 'n tweede plek inneem. Ja, die bywoning val weg. Bywoning is nie meer belangrik nie. Die onderlinge byeenkoms vind tweede plek. Die huisgodsdienst stilte tyd val weg. Jou Bybel lees, jou getuienis word stil. En so kan ons aangaan en aangaan. Oppas. 'n krippel geestelike lewe, krankheid, terwyl daar 'n tyd was wat jy God eerste gesit het. Waar
jou liefde, jou eerste liefde soos brandend was. Jy sien, kind van die Here, God praat met sy vrou Israel, maar God praat ook in hierdie dag met sy bruid, met sy gemeente, met sy kerk. Finansies val weg, is altyd God vereer. Nou het ons nie meer, nou is nou nie meer finansies nie. Ons tiendes, ons offergawe val weg. Ja, Baals kry nou die tiendes. Baals kry nou die offergawes. U sal verbaas en verstom wees hoeveel artikels in mense se huise en in hulle garage staan wat gekoop is met God se tiendes en offergawes. Is nie 'n seën uit God se hand nie. Nee, is nie 'n seën uit God se hand nie. Is 'n rooftuig, is 'n roofbesitting. Kom ons gaan aan, tyd haal my aan, maar ek moet met u deel. Ek moet dit deurgee, soos Hosea dit deurgegee het. Kind van die Here, ek wil hê u moet verstaan. Ek preek nie, ek gee waarhede deur. Ek gee waarhede deur aan die kerk in Suid-Afrika en waar u ook luister na my. Ek gee waarhede deur. Sien dinge wat waai wanneer afvalligheid intree, wanneer kruishare inkom, toetree, bywonings, finansies, jou getuienis is stil. Nee, ja, die naam Jesus en die redding, verlossing, is nie meer 'n populêre onderwerp vir jou nie. Wat het altyd eerste plek geneem het, ek moet getuig van God se grootheid, van sy genade, van sy reddende genade, sy liefde. Is jou getuienis stil, doodstil. Maar jy sien, daar is nog 'n simptoom 4, 'n vierde simptoom. En ek wil hê jy moet regtig kyk na die woord. Kom ons gee ag wat die woord sê. Ek is net die boodskapper. Gee net ag. Jy sien, die vierde simptoom, 'n oond wat bly brand. Groot agting vir die vroulike geslag. Maar 'n mens wat besig is om van God te onttrek, koud te word, dubbel lewe te lewe, sal ontdek die meeste van die tyd dat hulle abnormale tendens in hulle sekslewe het. Kan ek dit weer sê? 'n Man en 'n vrou wat van God af wegbeweeg, van God af verkoud, sal ontdek dat hulle 'n abnormale tendens in hulle sekslewe het. Manne en vroue wat naby aan God is, het beheer oor hierdie ding. Hulle het selfbeheersing oor hulle sekslewe. Jy sien, kind van die Here, 'n man en 'n vrou wat wegdwaal van God af is soos 'n oond wat brand. Wat sê hy vir ons? Luister mooi, lees hoofstuk 7, lees hoofstuk 8, lees dit hier. Hy sê vers 8, hy sê Israel vermeng hom met die volke, Ephraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Vers 5, die dag van ons konings is die vorste siek van verhitting. Ons sal nou daarby kom. 'n Man en 'n vrou wat wegdwaal, is soos 'n oond wat brand en warm gehou word. Hulle kry nie genoeg van seks nie.
binne die huwelik, buite die huwelik. Kyk maar na 'n man en 'n vrou, wat ontrou raak, tendens, seks, abnormale sekslewe. Oud en jonk, in plaas van om te voet op die woord van God, kan jy maar let op, toets dit, hoor of ek waarheid praat. Kind van die Here, wanneer hierdie simptoom van 'n oond is wat brand, en brandend is en warm gehou word, sal jy agterkom. Daar's goedes in hulle huise. Daar's goedes op hulle rekenaars, op hulle selfone. Goedes diep weggesteek onder ander boeke. Sal jy agterkom hoe word die pornografiese materiaal weggesteek. Pornografie is 'n ewel uit die put van die hel uit. Pornografie kom uit die hel uit, kom van die duiwel af. Wanbalans in jou tyd vind plaas, en die duiwel kom soos 'n bekwame stoker, en hy gooi die kole op, en die einde daarvan is 'n abnormale sekslewe. Kind van God, ek is nie jammer nie, ek moet hierdie waarhede deurgee. Hosea 7 vers 4. Hulle is almal oorspelers. Hulle is soos 'n oond wat bly brand, ook al het die bakker opgehou met stook, van dat die deeg geknie word tot dit deursuur. Hulle hou aan en aan. Gaan kyk maar. Ek doen baie berading. Ek is nie 'n berader nie, maar ek beraad tot jy mense. En op kampe, wanneer ek met huweliksprobleme sit, en ek werk hierdie goeders uit, met mense, dan word hierdie pil gekoop, dan word daar die middel voorgeskrywe, alles abnormaal, alles abnormaal, kind van God, hierdie is 'n geweldige simptoom, en weet jy wat die hartseer is? Dis binne in die kerk. Dis in Israel God se vrou gewees. Hartseer. Grys hare. En jy weet dit nie. Afvalligheid. En jy weet dit nie. 'n plek wat jy nader aan God moet beweeg. Beweeg u weg van God af. Kind van die Here, kom ons keer terug na God toe. Gee 1 tree, God gee 2 tree. Kom ons bely. Kom ons kry vergifnis. Kom ons laat toe dat God ons genees. Kom ek gee nog een en dan maak ons klaar. Een gedagte. 5. Verting van wyn. Afdwaling en afkoeling van God is wanneer dit intree, kom daar verslawing van ander dinge in jou lewe. In Hosea 7 en Hosea hoofstuk 8 gee God vir Hosea opdrag en sê vir hulle, ek wil nie hulle moet skaam en ongemaklik voel nie. Ek wil nie hulle moet soos kriminele voel nie. Sê net vir Israel, sê net vir my bruid, daar is kruishare, daar is simptome,
waarop jy moet agslaan. Daar simptome. Sê net vir Israel. Sê net vir my kerk. Sê net vir my bruid. Kruisare. Hier en daar. En jy bemerk dit nie. Die bottel kom terug in die sitkamer. Verslawing. Israel, jy drink weer te veel. Israel, jy drink weer te veel. Verslawing kom in. Word met die Gees vervul. En dan het jy nie nodig om dronk te word van wyn nie, maar word met die Gees van God vervul. Hoofstuk 7 gee die simptome, hoofstuk 8 sê vir ons hoe lyk 'n man wat weggedwaal het. Nou hoor wat sê hoofstuk 8 vers 7, want hulle saai wind, maar hulle sal storms maai. Dit het geen halm nie wat uitsprei, lewe geen meel op nie, self as dit iets oplewe, so vreemdelinge dit verslind. Kind van God, luister baie mooi, iemand wat weggedwaal het, iemand wat afvallig geword het, hy saai wind, maar hy oes 'n storm. Kind van God, ek wil jou vandag sê, kyk maar na gebroke huwelike. Kyk maar wanneer dronkenskap so intree, laat huwelike verbrokkel, jou werk verbrokkel. Jy saai wind, maar wat oes jy? Jy oes gebrokenheid, nee. Al wat jy agterlaat is lyke, stikkende manne, stikkende vroue, stikkende seuns en dogters, klein kinders, nee. Dit is wat veroorsaak word wanneer iemand grysaar, wanneer hy van God af wegdwaal en hy raak weer betrokke en die baals kom terug in sy lewe, hoerery kom terug in sy lewe, waarvan God hom of haar verlos het, kom terug in hulle lewe. Kind van God, hoor vandag, God huil, God ween. God is nie net reg om my en jou in die hel in te werp, nee, of met 'n stok buite kom nie. God gee die woord dier. Hy sê as jy 'n oor het, laat jy luister. Hoor wat die Gees van God sê. Kyk na die 7 briewe, na elke einde van die brief sê hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees sê. Hy wat agslaan, is daar altyd beloning voor. God wil my en jou nie weggooi nie, geliefde. God wil my en jou nie verneder nie. Nee, is hier die storms wat ons oes. Jy sien, dan Satan is 'n meester om die oond te stook. Hy's meester om die drank vir jou tot jou beskutting te bring. Maar word dronk, gaan ooree, word uitgevang, word dronk, beland in die tronk. Jy word 'n bespotting, man. Ja, jy oes 'n storm. Daar's altyd 'n oes op dinge wat ek en jy saai. Jy sien, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dit wyk en al wat woed is storms. Daai vrede wat jy gehad het, voordat jy afvallig geword het, voordat jy dubbellewe beginne lewe het weer. Ja, voordat jy was verlos gewees van die baals, van die hoerery. Maar toe die gryse hare terugkom, hierdie goeders weer in ons lewe inkom, dan oes ons. Weet jy die hartseer? Die hartseer is om na hierdie mense te kyk. Party slaan ag, party val hulle harte. Hulle gaan aan met hulle goddelose optrede dade. Maar kind van die Here, vir hulle wat buite staan en oplet, hoe hierdie gryse hare hier begin, dan die slaan oralste.
Hulle wat op die kantlyn staan, hulle wat dit waarneem, hulle wat dit sien, sal saam met God se woord kan getuig in hierdie dag. Jy sien, as jy moeilikheid wil optel, gaan praat met 'n teruggevallene. Jy kry teëspoed, dit is amper soos 'n landmyn gaan trap op hulle ontplof. Dan beskuldig hulle as te veel huigelaars in die kerk. Jy sien, saai, wind, oes, storms, teleurstellings. Ons praat nie van simptome nie, ons praat van die mens. As jy naby aan hom kom, sal jy agterkom, hy's 'n teleurgestelde wese. Kind van God, ek bid vandag, dat hierdie woord nie soos 'n rots op jou val nie, maar dat hierdie woord soos 'n skerp tweesnydende swaard sal wees, om net weer 'n bietjie skeiding te bring tussen gees, siel, murg, been, oorlegginge van die hart, dat ek en jy nader, nog nader aan God sal kom. Die Here seën vir u, en mag God se gees, mag God mense om jou opwek, wat jou lief genoeg het, om jou te help, jou te bemoedig, dat jy weer terugkeer, en nader aan God sal lewe, is my gebed. Die Here seën vir u, in Jesus mooi naam. Amen.